Waarna moet jy altyd eers kyk as jy breuke moet optel of aftrek? Nou dis baie belangrik dat jy net met optel en aftrekking van breuke hierdie reël sal dophou, want dit geld nie vir maal en verdeel nie. Net optel plus of aftrek minus van breuke. Nou waarvoor jy altyd eers moet kyk is of die getal onder die lyn dieselfde is. So sê nou maar jy kry 3 op 7 plus 2 op 7. Dan gaan kyk jy, is die getal onder die lyn dieselfde? In hierdie geval is dit dieselfde getal onder die lyn, so dan kan jy net die twee getalle bo die lyn bymekaar tel, en ons kry 3 plus 2 gee vir ons 5 op 7. As jy egter nou vind dat die getal onder die lyn nie dieselfde is nie, so sê nou maar ons kry 3 op, kom ons sê nou maar 4 plus 1 op 6. Nou het ons die getalle onder die lyn nie dieselfde nie. Dan moet jy hulle eers dieselfde maak, deur te kyk, wat is die kleinste getal waarin 4 en 6 kan indeel? Onthou nie dit 'n getal wat in hulle kan indeel nie. Want die grootste getal wat in 4 en 6 kan indeel is 2, maar dis nie waarvoor ons soek nie. Ons soek die getal waarin 4 en 6 kan indeel, die kleinste getal, en dit is 12. So ons gaan van daardie 4 'n 12 moet probeer maak deur hom te maal met 3, en ons gaan van die 6 'n 12 maak deur hom te maal met 2. So onder die lyn gaan ons dan in die eerste breek gaan ons hê 12, en onder die lyn vir die tweede breek gaan ons ook hê 12. Nou sê die reël egter net vir jou, dat dit wat jy onder doen, moet jy ook bo doen. So as ons met 3 gemaal het onder, gaan ons ook met 3 moet maal bo, en as ons met 2 gemaal het onder, gaan ons ook met 2 moet maal bo. En dit gaan dan vir ons gee, bo die lyn, 3 maal 3 is 9, en die tweede breek, 1 maal 2 is 2. En nou kan ons dood eenvoudig die getalle bo die lyn bymekaar tel, want ons getalle onder die lyn is nou dieselfde. So dis presies waar ons was toe ons begin het. Die getal onder die lyn is dieselfde, dan kan jy net die getalle bo die lyn bymekaar tel, en dis wat ons nou gaan doen. So ons kan sê 9 plus 2 is 11 op 12. So waarna moet jy altyd eers kyk, as jy breuke moet optel of aftrek? Kyk dat die getal onder die lyn dieselfde is.